gaan bedien hulle mense, as hulle draai. Wie sê ek en jy, is ons beter as hulle? Ons kom 1,7 miljoen mense saam met It's Time. En ons bid vir Suid-Afrika, net daarna is die verkiesing, 150,000 Christene stem vir 'n Christenparty. Uit die 1,7 miljoen wat saamgekom het. Dis hoe ons lyk. Maar in elk geval, dis ook 'n bediening mense, dis 'n bediening om in jou woord te staan. En te sê, ek vat hierdie woord oor, ek maak 'n sopkombuis oop, ek sorg vir my armes. Dis wat die kerk moet begin mense identifiseer en in jou stad. Dis wat Nou Limits Kerk doen daar in Elspark, Boerseen, hy stoeier. Gaan kyk hulle vat die hele gebied oor. Dis wat 'n kerk moet doen, vat oor. Maar in elk geval, as verskillende bedienings, ons het sommer nou 'n paartjies wat ek noem daar by ons, tak en rol. Nou dit beteken ons klim in 'n bus in, of 2 busse, as ons so 40, gelaai met traktaatjies, en ons jaag deur 'n woonbuurt, en ons stop, hardloop, geen net vinnig af en dan gat ons. Dis tak en rol. Dit werk baie. Want hulle moet mos kerk toe gaan as 'n bekeer. Jy sal nooit die evangelie nie met soveel Christene deur Suid-Afrika gaan om hulle almal van Jesus te vertel, as jy nie moet baie keer tak en rol nie. Dan het ons die seesterretjie bediening. Er staan eendag 'n ou en oor 1 miljoen seesterretjies het uitgespoel. En hy staan so, gooi hulle so terug. En dan kom 'n ou verby, hy sê, jy simpel man, jy sal hom ons nooit terugkry nie. Tel 'n enetjie op te sê, maar vir hierdie een is dit belangrik. Nou hoor gou, baie kere gaan ons, en dan sê ek vir die studente, jy doen nie meer as 2 huise vir die dag nie. Seesterretjie bediening. Jy gaan sit by hulle. Ek praat sommer so 'n paar goed, net om jou lus te maak. Jy vat nie, weet julle hoe maklik is dit om 200 Bybels te koop en in 'n woonbuurt in te ry en dit uit te deel, binne 10 minute en dan te sê op Facebook, ek het Bybels uitgedeel. Jy stupid man. Ek stem saam. Jy het vir 200 mense gegee wat 'n Bybel het. So wat het jy nou eintlik gedoen? Baie mense dink hulle doen God 'n guns. Sorry as ek sê stupid, ek probeer jou nie afbreek nie, maar ons moet so 'n bietjie dink. Ons maak so, ons bære die Bybels, as stap ons in sonder 'n Bybel en sê, Tannie, gee jou Bybel hier, ons wil lees vir jou ietsie. As sy dan sê, my seun, ek het nie 'n Bybel nie. As stap ons uit, dan druk ons 'n Bybel onder ons hemp in. Jy haal nie in 'n woonbuurt 'n Bybel uit nie. Ook nie 'n sak meelie, vra my. Nooit. Vra hulle, ons smokkel meel in armhuise. Jy doen nie dit nie. En dan vat jy die Bybel in. Mense oordeel kinders. Dis maklik om Bybels uit te deel. Dis maklik, maar dan mors ons. Hoekom moet iemand 7 Bybels hê? Ja, ek stem saam. So by the way, hoekom moet julle vrouens 10 pare skoene hê? As julle net 1 stel voete het. Kan julle nie 'n bietjie uitdeel nie? Of moet julle soveel hê? Ek vra net, ek het niks verder gesê nie. Hoor gou. Mense, daar's verskillende. Wat ons gedoen het, Kimberley byvoorbeeld, het op 'n tyd 17 hoerhuise gehad. Toe ek begin met my bediening, was ek in die polisie. 2 weke voor my bekering het hulle my aangestel, want ek was in die dragsquad om satanisme ondersoeke te doen, saam met Kobus Jonker. En ek het oor hierdie kinders wat weg is ek kan vir julle klomp goed vertel, wat ek nou nie op sosiale media nou kan sê nie, omdat hulle ouers op is en wat sulke goed. Daai kinders kan gekry gewees het al. As ons nie waarsêers geraadpleeg het nie. As ons nie ander goed raadpleeg nie, maar as ons die God van die heelal geraadpleeg het. Ek was op ek gaan nou nie name noem nie, die Poppy ek is nou deesdae op ons, die eerste meisie wat weggeraak het. En ek sit met die verklarings vandag. Ek sit tot hoe sy op die altaar, alles wat gebeur het. Maar ons howe, en ons het 'n toorwet in Suid-Afrika, nee, van 1958. Maar in 1972 is geban die van Anton Zander Lavey, die Satan Bybel. Maar nie nou meer, he. Is nie nou geban nie. Onthou dit. Maar wat ek jou wil sê, ons kan 'n groot verskil maak. Kinders raak weg by die dag. Human trafficking gebeur. Maar ons doen niks daar nie. Ek en jy moet die verskil wees. Ons nommer moet daar buite wees. Iemand moet ons kan bel.
en met ons kan praat. Maar in elk geval, ons vat een dag, ek glo dat as ek in die kerk praat, moet ek oor sonde praat. Want baie sit met 'n masker. As ek by die hoere gaan bedien, praat ek nie een keer oor hoereerder nie. Ek praat net oor liefde. As ek gaan op die straat, daai gomsnyfer, ek trap hom nie uit oor sy gom nie. Ek vertel hom net van Jesus se liefde. As ek in die kerk kom, dan praat ek al hierdie goed, drank, rook, hoerery, want dis waar die maskertjies is. Maar, ons vat, Kimberley het nou geen hoereis meer nie, want ons het hulle met angeliere vir hulle gaan uitdeel en gaan persent gee. Nou, ek wil net van een voorval vertel. Ons gaan een aand, toe is my dogtertjie nog 5 jaar oud, sorry. Maak jou kinders in die weë van die Here groot, maak hulle met evangelisasie groot. Ek het my kinders bygesit as ons duiwels uitdryf. Ja, myne ook. Die sielkundige het eendag vir my gesê, woe, wat doen jy? As een kundige op 'n siel, sy naam is God. Maar in elk geval, hoor mooi. Een oggend slaap ek, want ek het spanne uitgevat en ons was na die escort agencies toe. En hulle bedien hierdie meisies van die nag. In die oggend, toe kom ek nou 5 uur daarvan af en ons gaan slaap. En my foon lui. En my meisiekindjie was 5. Sy staan op. En ou bel, kan ek met jou pappa praat? Sy sê, oom, pappa het baie laat van die hoerhuis afgekom. Hy slaap nog. Nou, daai ou het nou nie weer gebel. Ek weet nie, as die tyd sonder selfone. Ek weet nie, wie was dit nie? So as daai ou my eendag hoor, kan hy my bel. Ons was net vir evangelisasie sound toe. Maar die ou kindertjies, hulle het net gehoor. Pa gaan nou weer hoerhuis toe, daai gaan daar. Pa het baie laat van die hoerhuis afgekom. Hy slaap nog. Maar in elk geval, ek gaan toe, en ek wil jou opgewonde maak, man. Ons gaan deel angeliere uit. En terwyl ons angeliere gaan uitdeel, hardloop een meisie weg. 'n wit meisie. Ek like rasse noem. Weet jy hoekom? Want ons dink partykeer net ander kan dit oorkom. Dat is 'n bietjie hoor. Ons eie mense. Ek bedoel, hy ou wat daar sit. Hy het man gevry of wat uit die mode uitkom. En toe dryf ons al die duiwels uit. Hy's 'n sielkundige. En daar is hy nou vry. Verstaan? Dis wat ons God doen. Ons God doen dit. Maar in elk geval, en sy hardloop weg, ek stuur iemand, ek sê, vang haar gou. Ek sê, waaroor hardloop jy? Sy sê, ek was laas Sondag in jou kerk. Sy sê, en toe preek jy so oor, en jy sê, jy moet jou hoerery stop. Nou ek het nie geweet, daar sit 'n prostitutie. Sy sê, so ek het nou weghardloop. Sy bekeer aan 12 meisies gee hulle harte vir die Here, toe ons die angeliere uitdeel. Maar weet jy wat? En oor 'n maand, daai selfde meisie, sy ontmoet toe iemand en sy gaan trou. En nou, al pastoor wat sy ken is vir my. Nou gaan ons troue toe ek en my vrou. Toe so kom aanstap, nou kom die 12 meisies wat gered is. Plus die ander 30 wat nie gered is nie. Hulle, hoekskoene, kouse wat tot hier sit, sukkel streppies hier af, kort rokkies. Julle manne wat daai boeke kyk wat so gevacuum pack is, julle weet hoe lyk dit. Né? Watter manne kyk hy boeke? Kom, steek op Johan. Hoekom is hy so gevacuum pack hy boeke by die winkels? Wat die pon in het. Hy's gevacuum pack. Dat hy nie suurstof kry nie. Want nou net vrot iets. Maar okay, laat dit nou maar. Ja, dis hoekom hulle hom so vacuum pack. Maar hoor gou mooi. Nou kom ek sê vir my vrou, het jy gesien? Hier's oor die 40 vrouens. Die chakkerhout is daar, wat die meisies aflewer. Is daar die bruidegom en die pastoor, dis ek. Ek sê vanaand gaan ons dans. Ek kan nie dans nie, maar ek sê vanaand vir die evangelie sal ek moet dans. Hier's 40 vrouens wat sal wil dans en daar's net 3 mans. Ek hou toe die kerk en dit is ook toe so toe ons by die dansbaan, want ek woon by. Daar waar hulle drink woon ek by. Ek hou van 'n brandewyndrinker. Ek hou niks van drankies van die duiwel. Maar ek hou van 'n brandewyndrinker, want hulle is meer opreg as hierdie ou wat 40 jaar nog nooit gedrink en gerook het. Oom Hans, niks teen jou nie, ek weet jy het nie gerook en gedrink, maar moenie worry nie. Jy's alright. Jy's 'n Duitser, jy's van Hitler se afkoms. Ek sal jou nog aan die Jode moet voorstel, maar okay. Maar hoor gou. En so vat hierdie meisies my, maar hulle dans. En hulle dans. My vrou sê later, wat sê jy so in hulle ore?
Maar sy lag in elk geval. Dan vertel ek vir elkeen van Jesus. Sy klaar gedaan sit. So, as ek hier by die Pinksterkerke kom, ek word bestraf oor hierdie storie. Want ek so met die 40 gedans het, nogal 30 is prostituie gedans het. Maar ek het hulle die evangelie vertel. Moet net nooit sonder jou vrou gaan nie. Moet nie nou skielik kry julle bediening op julle eie nie. Pas op vir daai. En vir jou vrou sê, nee, ek het 'n prostituut bediening, ek kom vandag. Jy lieg, man. Jy lieg. Jy doen dit nie as jy enkel is nie, en jy doen dit nie as jou vrou nie weet van dit nie. Amen. Ek en my vrou het in die dragsquad moes ons die boeke gedoen het van die prostituie. Dit het onder ons permitte geval in die polisie. So hulle het my geken. En hier bekeer ek, en ek vra die Here toe, jy weet as jy so jonk bekeer is, soek jy 'n preekplek. En ek bid, en stop tog dat die kerk moet jou plek gee om te preek. As die kerk vir alle nuwe bekeerlinge moet plek gee om te preek, wanneer preek die pastoor? Ga soek jou eie plek. Maar in elk geval, en ek bid, en die Here sê, Diamond Girls, 7 uur, of hy sê vir my, gaan preek donderdag by Diamond Girls. Nou bel ek hulle. Ek sê, ek wil 'n bietjie met julle kom praat. Hulle sê, ja, 7 uur, donderdag aan kan jy kom, Rooies. Nou kry ek vir my 'n paar pelle, want ek wil nie alleen aanloop nie. Ek is nou vars bekeer. En al die pelle bel, 'n halfuur voor ek gaan. Hulle kan dit nou nie vanaand maak nie. Hier is ek op my eie. Maar ek loop met my Bybel regtig soos 'n fariseer. Ek hou hom so. Toe ek by Diamond Girls inloop, loop ek met die Bybel so. En op daai oomblik ry polismanne verby wat my ken. En hulle skree, lekker ou Rooie! Ek wys nog Bybel, maar wat help dit? En weet jy, terwyl ons daar sit, die volgende oomblik kry hulle oproep. En dit is die eienares se pa wat op sterwe lê by die hospitaal. Sy sê, kan ons soontoe gaan? Ek sê, yes. Weet jy hoe lyk 30 prostituie met hoë hakskoene? Jesus is baie lief vir hulle, maar die sonde is verkeerd. Nou, toe ons by die hospitaal kom, toe werk die lift nie. Dis die 4de verdieping. Nou, 'n vrou loop ons voor. Jy lyk so 'n klomp prostituie hier voor jou. Jy loop so hierdie trappe op. Jy kan nie opkyk nie. Dit lyk gevaarlik hier voor. Nou, maar hoor gou, ek het regtig in my gemeente, ek het prostituie, ek het net vir hulle gesê, julle sit hier nie voorste ry nie. Julle kan op die 3de ry sit, want dit is moeilik om te preek, as hulle hier voor sit met hulle kortrokkies. Maar in elk geval, dit daar gelaat. Maar hoor gou mooi, gaan bedien hulle mense, as hulle draai. Wie sê ek en jy, is ons beter as hulle?